Goeiedag my broer en suster. Ek vertrou dat dit met u goed gaan, bid u die Here se rykste seën toe, ook as ons vanmôre luister na die woord van die Here, dat ons lof en eer en aanbidding aan ons God sal bring, soos dit behoort te wees. Soos u weet is ons besig met Psalm 119, en ons gaan op 'n baie stadige wyse daardeur, en ons kyk na die dieptes van hierdie inhoud van hierdie Psalm. Vanoggend staan ons dan stil daar by die 64ste vers. 'n Vers wat 'n mens maklik sommer net oorlees, maar as jy 'n bietjie dink daaroor en jou gedagtes daaroor laat gaan en dit bepeins, dan wek dit lof en aanbidding en eer in jou hart aan die Allerhoogste God. Nou ons het met mekaar al ontsettende uitsprake in hierdie psalmes gedeel. Kan ek vir u net weer herinner, sommer net so aan 3 of 4 van hulle. Hoor hoe het hierdie psalm begin. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, om van ganser harte soek. Ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. U het u bevele gegee, om dit trou te onderhou. Ag, kom ons spring sommer daar na die 60ste vers toe. Ek het my gehaas, en nie getalm nie, om u gebooie te onderhou. Wat ek laasweek met u gedeel het. Geweldige vers 63. Ek is 'n metgesel van almal wat u vrees, van die wat u bevele onderhou. Nou die 64ste vers. Here, die aarde is vol van u goedertierenheid. Leer my u insettinge. Iets wat ons maklik sommer net oor kan lees en wat by ons sommer net kan verbygaan. Here, die aarde is vol van u goedertierenheid. Om net weer 'n oomblik stil te staan en net 'n bietjie te betrag en na jou eie lewe te kyk en die lewe om jou te aanskou en te sien wat God elke dag vir jou as individu, vir jou as persoon doen. Ons is so geneig om maar te aanvaar dat dinge moet wees soos hulle is. Dat ek elke oggend moet opstaan, gesond moet voel, lewenskrag moet hê, en dinge maar net normaal elke dag so moet plaasvind, want dit is die verloop van die lewe. Maar ek wil vir u sê, geliefdes, ek en u moet daarop let dat elke dag wat ek en u ervaar is 'n genade dag van God. Elke dag word die ryke genade en seën van die Here in besonder aan jou gegee. Dis nie iets wat God maar net so oor die aarde strooi, soos 'n miswolk en almal ontvang dit nie. Dis God wat elke dag na jou kyk, en vir jou as individu sy besondere genade en sy besondere liefde bewys. Elke dag gee God vir my, en gee God vir jou, wat ons nodig het vir daardie dag. Ag, ek dink daaroor, die Here is 'n almagtige God. Hy is die groote, ewige God. En dat hy in my as 'n individu belangstel, in my lotgevalle, en in my ou klein lewetjie elke dag betrokke is om vir my te sorg. Ek dink aan die woorde van Dawid, as hy sê, as die Here nie vir my was nie, dan het my siel gou in stilte gewoon. Hoekom het jy vanmôre gesondheid? Hoekom het jy voorspoed? Hoekom het jy geluk? En ons kan hierdie lysie maar aanvul en aanvul en aanvul. Hoekom het jy dit vandag? Omdat God dit vir jou wil gee.
Ek dink aan die woorde van die Here Jesus Christus wat sê, ons teestander die duiwel loop rond so 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Wie bewaar jou elke dag? Elke dag soek die duiwel om jou te verslind. Soek hy om jou tot 'n val te bring. Hy ywer om jou verhouding met God te kelder. Wat verhinder hom? Ek dink onwillekeurig aan Lukas 22 vers 32, as die Here 'n geweldige uitspraak maak en sê, Petrus, die Satan het vurig begeer om jou soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ophou nie. Hoor u dit? Die Satan het vurig begeer om jou soos koring te sif. Ek het vir jou gebid, dat jou geloof staande sal bly, dat jou geloof nie sal ingee nie. Geliefdes, mag ek vir u sê, hy bid ook elke dag vir jou. Hy tree elke dag vir jou voor die Vader in. Ek het al vir myself gesê, hoeveel keer bewaar God my, wat ek nie eers van weet nie. Hoeveel keer is hy daar, om net in die bresse te tree, wanneer daar 'n aanslag op my lewe sou kom, om dit te vee toe. Ek dink byvoorbeeld aan 1 Korintiërs 10 vers 13, wat sê geen versoeking wat na 'n mens toe kom, is iets wat dat toevallig na jou toe kom nie. Maar God is getrou, wat nooit sal toelaat dat jy bo kan jou kragte versoek word nie, maar saam met elke versoeking gee hy jou die uitkoms, dat jy dit kan verdra. Ons is so geneig om op die bietjie teëspoed wat ons het, 10% van ons lewe, 5% van ons lewe is teëspoed, en dan konsentreer ons so op die teëspoed, dat ons vergeet van die 95% genade, wat ons elke dag ontvang van die goedheid van die Here, wat maar net genadiglik oor ons uitgestort is. Die Psalmis sê, die hele aarde is vol van u goedheid hierin. Dis u wat vir alles sorg. O, ek dink daaraan, as die Here daar in Matteus 6 vers 22 vir u en my 'n geweldige woord sê. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog donker is alles vir jou duister. Daarom kyk om jou rond. Kyk oor jou eie lewe en bedink elke dag jou eie lewe. Elke dag is dit u genade vir my as individu persoonlik. Elke dag het u na my gekyk en het u hart vir my oopgemaak en het u aan my gegee. Geliefdes, hoeveel gee God vir u en my? Hoe baie kry ons uit die hand van die Here? Hy hou my staande. Hy gee my die oorwinning. Hy sorg elke dag vir my uit sy goedheid. Hy gee elke dag vir my uit die rykdom van sy genade. Ons het 'n ou koortjie wat sê, tel jou seëninge, tel hulle een vir een, en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. Goedertierenheid. Die goedertierenheid van God het geen einde nie. As ek en u dit net elke dag sal raak sien, dan sal ons elke dag iets het om God oor te loof. Geliefdes, nie vir die besondere dinge in jou lewe nie, maar vir daardie alledaagse dinge wat jy elke dag ontvang, het jy genoeg om God net voor te loof en te aanbid. Ek dink aan Psalm 59, en ek gaan dit vir u lees daar by die 17de vers. Maar ek wil sing van u sterkte, en elke môre jubel oor u goedertierenheid. Want u was 'n rotsvesting vir my, en 'n toevlug in die dag toe ek benoud was. My sterkte, tot u eer wil ek psalme sing, want God is my rotsvesting, my genadige God. Wat 'n geweldige lied, wat 'n geweldige lofuiting uit die mond van die psalmes. En geliefdes, ek wil hê jy moet kyk daarna, dat God het jou verlos, hy het jou siel uit genade verlos. En ek vra baie keer myself, hoekom? Hoekom het God in my belang gestel, terwyl daar miljoene
baie ander mense is wat magtige, kragtige sprekers is, wat leiers van formaat is. Hoekom het God sy genade aan my bewys? Sy genade aan my betoon en sy goedheid oor my uitgestort en my gegee wat ek vandag het. Alles wat jy het vandag, het God jou gegee. 1 Korintiërs 4 vers 7 sê dit mos. Alles wat jy het God jou gegee. Daarom nie roem daaroor nie. Dis 'n genadegawe van God. Wat het jy wat God jou nie gegee het nie? En ek wil weer vir u sê, geliefdes, as ek moes kry wat ek verdien, wat sou ek gewees het? As God my sonde moes toereken sodat ek dit behoort te ontvang, wat sou van my geword het? Dink net aan daardie wonderlike een ou woordjie en die impak daarvan, vergifnis. Dat God vergewe, dat God vryspreek, dat God my herstel. Dink net aan een woordjie, as daar nie vergifnis was nie, as daar nie genade uitreiking van God was nie, wat het van jou en van my geword? Ja, geld kan baie dinge in die lewe nie koop nie. Geld kan nie vrede koop nie. Geld kan nie geluk koop nie. Geld kan nie gesondheid koop nie. Ag, ek dink aan een van my familielede wat al 'n ruk gelede oorlede is. 'n Man wat by uitstek 'n besondere ryk man was, 'n miljonair. En ek het so baie met hom gepraat, jy het groot geword in die kerk. Jy ken die waarheid van die Here. En nou dat jy 'n ryk man is dit 'n partytjie op partytjie, en dis vriende, en dis vermaak, en dis jou luid. En eendag toe kry hy 'n beroerte. Ek sal nooit vergeet in daardie huis van hom, met daardie geweldige groot tuin, waar hy hoeveel werkers het wat net sy tuin versorg het. 'n Groot swembad wat voor hom uitgestrek is. Het hulle sy bed in die sitkamer gesit, dat hy net so oor die tuin kan kyk en sy kop in end gelig. Hy kon nie meer praat nie. Toe ek daar instap, toe maak hy net sulke snik, groggelgeluitjies, en die trane rol oor sy wange. Hy sou al sy miljoene wou gee, as hy net sy gesondheid kon terugkry. Daarom sê ek, geliefdes, geld en die dinge van hierdie wêreld bring nie vreugde nie. Die goedertierenheid van die Here is ver meer as dit. En niks in jou lewe gebeur ook toevallig nie. Daar is nie so iets nie. God werk elke dag met jou en my. God sorg elke dag vir jou en my. Sy oog is elke dag op jou. Jou mure is elke dag voor hom. Jou naam is in sy handpalm gegraveer. En soos die berge rondom Jerusalem, so is die genade sorg van God elke dag om jou. Jy kan Psalm 136 lees. Vir 26 verse daag hy die hele skepping uit. Die hele skepping, bome, plante, die see, die mens. Wat sê Dawid sê, jy goedertierenheid is oor die hele aarde. Dan daag hy die aarde in elke aspek uit, en elke vers eindig met hierdie woorde, want u goedertierenheid is tot in ewigheid. 26 verse wat dit in 'n refrein sê, want u goedertierenheid is tot in ewigheid. As ek en u net sal raak sien wat God vir ons gee. Ja, selfs in jou pyn, selfs in jou benoudheid, selfs in krisisse wat jy belewe, is God daar. God het jou daar geplaas, omdat God jou iets wil leer, omdat God jou wil reinig, omdat God jou wil mooi maak. Dink aan 1 Petrus 1 vers 6, wanneer julle deur allerhande beproewinge gaan, as dit nodig is, weet dan dat God julle geloof suiwer, soos vuur goud suiwer, dat julle aan die einde van die proses volmaak en onberispelik voor God kan wees. God is besig om jou te vorm ook in benoudheid. God is ook besig om homself aan jou bekend te maak
in krisisse. Geliefdes, wanneer die storm nie op die see is nie, wanneer alles kalm is, het ons die geloof nodig nie. Maar God het nodig om my in die storm te stuur, sodat ek aan die einde daarvan op my knieë kan val en sê, wat 'n God, wat my uit die storm verlos het. Ag, dis wat gebeur het met die Here Jesus en die storm op die see. Toe hy daar die wind beveel om te gaan lê en die storm stil te word, toe val hulle voor hom neer en sê, wie is hierdie mens? U is die almagtige God en openbaar hy homself deur benoudheid aan hulle. Hoeveel keer in die lewe van Dawid het God hom uit benoudheid gered? Gaan lees asseblief Psalm 18. Gaan lees dit en hoor hoe hy sê, Saul het my vervolg en my lewe gesoek. Dan lees u wat God vir Dawid gedoen het en sy loflied van die goedertierenheid en die genade van God. God sorg elke dag vir jou en my. God gee elke dag vir ons. En dit is so dat Hebreërs 12 sê, soos 'n vader, 'n natuurlike vader sy kind tugtig, so tugtig die Here ook vir jou en my. En hierdie tugtiging het 'n rede. Hy sê hy tugtig ons, sodat ons heilig en volmaak voor hom bevind mag word. Hy moet ons keer as ons 'n verkeerde pad loop. Hy moet ons tot stilstand bring. Hy moet ons weer herinner aan wie hy is, en ons moet weer die almag van God sien om te kan aanbid. Alles wat God in jou lewe doen, doen hy met 'n goddelike doel, sodat jy hom kan loof vir elke genadegawe wat jy uit sy hand ontvang. Maar ons sien nie die genade van God meer raak nie. Ons lewe maar net voort en vergeet dat dit God is wat dit elke dag aan my gee. Gee my net my daaglikse brood, is die gebed van die Here. Wat het jy nie meer as alle mense om jou nie? Kyk bietjie om jou rond. Kyk bietjie na die genade wat jy het, dan kyk jy na mense wat nie het nie. Gaan loop net so 'n paadjie deur die hospitaal. Gaan net bietjie daar na die verlamdes en die kreupeles en die cerebraal verlamdes. Gaan stap net bietjie daar deur. En dan sal jy aan die ander kant kan uitkom en sê, dankie Here. Dankie, ek het ver bo wat ek verdien. En ek het ver meer as wat ander mense ooit het. Geliefdes, ons moet die rykdom van God raak sien. Jy mag nooit murmureer nie. Jy mag nooit onvergenoegd wees nie, want dan beskuldig jy God dat hy ontrou is. God is nie ontrou nie. En jy verstaan nie altyd nie, ek ook nie. Kom ek gee vir jou getuienis. So 'n paar jaar terug kry ek die boodskap van die dokter dat ek 'n dubbele hartomleiding moet ontgaan. Ek het by die Here gestry en gesê, Here, ek dien u. Hoekom stuur u my deur so 'n krisis? Hoekom stuur u my deur so 'n ondervinding? Die Here het my daar laat deurgaan. Daar is 'n stadium wat dit maar sleg gegaan het en my vrou sê daar het ewe skielik 'n klomp mense ingehaas. En die boodskap was, ons het hom verloor. Maar die dokter, een van die dokters het weer die hart aan die gang gekry en ek het bly lewe. Gaan daarna, toe ek teruggaan om te gaan sê dankie vir 'n opvolgbesoek, toe is daar 'n suster wat sê, die een sê, is dit die man wat dood is, of dood was wat hier voor ons staan? En dan getuig die suster, ek het nog nooit in my lewe so iets gesien in daardie teater nie. Ons het gesukkel om jou by te kry. En ewe skielik het daar 'n lig in daardie teater op jou geskyn, wat ek nog nooit in my lewe aanskou het nie. Ek sal dit nooit vergeet, die lig wat net oor jou geskyn het, en ek het geweet, jy sal bly lewe. Hoekom het u my daar deur gestuur? My makelaar kom na my toe en sê vir my, Dominee, jy moet eintlik 'n hartaanval hê, dan het jy 'n traumadekking op jou polis. Maar ek gaan kyk of ek nie tog vir jou iets kan kry vir die trauma wat jy deurgegaan het nie. Hy kry vir my 'n bedrag van R285.000
Op daardie stadium sit ek met 'n benoudheid in my lewe, want ek het oor die R300.000 wat ek moet betaal vir my dogter se studies. En die Here stuur my deur 'n dubbele hartomleining om vir my R285.000 te gee, dat ek maar 'n paar duisend moet bydra om haar studies te betaal. Soos of die Here vir my sê, bly stil, ek weet wat ek doen. Vir jou is dit trauma, maar eintlik is ek besig om jou te seën. Eintlik is ek besig om vir jou genade te gee, om jou uit jou krisis uit te bring. Bly net stil. Na die tyd het ek lof en aanbidding en eer aan God gebring, om te sê, Here, hoe goed is U? Watter genade het U, dat U my daardeur stuur, om my te help om hierdie geweldige las van my skouers te verwyder. Daarom, geliefde, ook in jou teëspoed, ook in jou ellende, moenie in onmin en in beskuldiging en in onvergenoegdheid verval nie. Here, U weet wat U doen. U het my nie vergeet nie, U is saam met my in die krisis. Die Bybel sê mos, as jy in die water gaan, sal dit jou nie oorstroom nie, want ek is saam met jou in die water. As jy in die vuur is, sal die vuur jou nie brand nie, dit sal jou nie skroei nie, want ek is saam met jou in die vuur. En kan ons onwillekeurig dink aan Sadrag, Mesig en Abednego, wat die koning sê, het ek die 3 in die oond gegooi nie, hoe sien ek 'n 4de een? En die 4de een lyk soos 'n godesee. Dan roep hy uit, Sadrag, Mesig en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, kom uit. Hulle kom uit. Hulle hare is nie geskroei nie, hulle ruik nie eens na vuur nie. En dan verander die koning sy hele hart. Hy het gesê, ek wil sien wie is die God wat julle uit my hand sal verlos. Ek wil sien wie vir julle vandag vrymaking sal gee. Maak daardie oond 7 keer warmer as wat hy ooit was. En ek gaan my verlustig om te sien hoe julle gaan skreeu in pyn en gaan sterwe. Nou het sy hart verander. Deur die getuienis van hierdie manne roep hy uit, daar is geen ander God, behalwe die God van Sadrag, Mesig en Abednego. En as enig iemand ooit onwelvoeglik oor hierdie God praat, sal hy gedood word en van sy huis hulle mishoop gemaak word. U sien, die geliefde, ook daar het God vir homself 'n getuienis bewerk. Ek glo Sadrag, Mesig en Abednego het tog 'n benoudheid in hulle hart gehad. Hulle het gesê, o koning, laat dit duidelik wees, ons God kan ons red. As hy ons nie red nie, dan sterf ons as martelare vir hom, maar ons sal nie buig en aanbid voor afgod nie. Ons sal U nie aanbid nie. Ons aanbid die lewende God. Ek glo daar was benoudheid in hulle hart. Daniël in die leeukuil. Ek glo daar was benoudheid in sy hart, dat hy in die leeukuil gegooi gaan word, en ons weet presies wat gebeur in daardie leeukuil. En dan die wonderlike getuienis, God het sy engel gestuur. Hy het die bekke van die leeu's toegewind. Volgende dag is hy uitgetrek, sy aanklaers is ingegooi, en die Bybel sê, voor hulle voete nog die grond kon raak, het die leeu's uit mekaar geskeur. U goedertierenheid, o God, is oor die hele aarde. U goedertierenheid, o God, is oor my besonderlik. U ryke seën word elke dag vir my gegee, dis nie toevallig nie. Ag, miskien moet ons bid, wat Spreuke 30 vir ons sê, en miskien moet dit wees wat ons vir die Here sê. Hoor wat sê hy daar in die 8ste vers. Hou valsheid en leentaal ver van my af. Gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Dat ek nie as ek oorversadig word, U verloon nie. En sê, wie is die Here? En dat ek nie as ek arm word steel en my aan die naam van my God vergryp nie. Here, gee my net die brood wat vir my bestem is. Dit wat U vir my in gedagte het. Ag geliefde, as God met my is, wie kan teen my wees? Ek dink so
aan my seun, en ek het dit al vir u dalk vroeër gesê, toe hy klein was, toe leer ek op Psalm 23. En hy het dit altyd so mooi opgesê, maar wanneer hy kom daar by groen weivelde, dan sy groentevelde. En eendag roep ek hom weer, ek sê, seun, kom sê weer vir papa Psalm 23. En hy so begin. Die Here is my herder, ek het niks meer nodig nie. Is dit nie mooi nie? Die Here is my herder, ek het niks meer nodig nie. Alles wat jy het op hierdie oomblik, is wat jy moet hê. Dis nie miskien nie alles wat jy wil hê nie, maar alles wat jy nou het, is wat God wil hê, dat jy moet hê. En dit is 'n geweldige ding om te besef. God het vir my gegee wat ek het, omdat God wil hê dat ek dit wat ek het, sal waardeer, om my sal rondkyk, en die genade en die goedheid van God elke dag sal sien. U mag benoudheid beleef, u mag krisisse beleef, maar u sal nooit sonder God wees nie. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uitred. Want as hulp in benoudheid is ek die Here jou God in 'n hoë mate beproef, sê die Bybel. Jou God ken jou by jou naam. Daarom kyk nie angstig rond nie. Ek is jou God. Ek het jou by jou naam geroep en jy's myne. Wat 'n geweldige woord. Ek is syne. Sy goedertierenheid is die hele aarde vol. Sy goedertierenheid is elke dag ook met my, in besonder. Elke dag is jy voor sy oë. Elke dag kyk hy na jou. Jy weet dit nie, maar die Allerhoogste God neem elke dag, elke oomblik, neem hy kennis van jou. Elke dag het hy sy hand oor jou. Ek het al so dikwels gesê, as die Here sy hand vir 5 sekondes van my lewe verwyder, sal die Satan my onmiddellik vernietig. 5 sekondes. Hy's altyd daar. Sy sorg is altyd daar. Sy sambreel van goedertierenheid en genade is oor my uitgestort. Dan sê die psalmis iets. Dan sê hy iets. Leer my u insettinge. Leer my wie is u. Leer my hoe u werk. Leer my wat u sal behaag. Ag, dis so asof hy sê, leer my Here, want ek wil u dien. U goedertierenheid het vir my groot geword. U genade het vir my oorweldigend geword. En Here, ek kan nie anderster as om voor u te buig en te sê, Here, leer my hoe om God te dien nie. Ons het dit 'n paar keer al hier psalms mekaar gesê, leer my. En weer eens sê, leer my u insettinge, leer my hoe om u te aanbid. Leer my wat is u wil dat ek dit kan doen. Ek wil u dien. Ek wil u loof. Ek wil aan u voete wandel. Ek wil doen wat u sê. Ek wil hê u moet my God wees. Ek wil voor u buig in u genade en goedertierenheid. Ek wil u loof vir wat u elke dag vir my doen. Ek gaan weer vir jou sê wat ek al so baie gesê het. Vat gou 'n stukkie papier. Dan gaan sit jy net 'n oomblik stil eers en jy skryf net op daardie stukkie papier, wie is God? Wie is God? Karaktertrekke van God skryf jy. God is genade, God is liefde, God is regverdig, God is heilig. Skryf net, wie is God? En dan draai jy die papiertjie om en jy skryf van die ander kant, wat doen God vir my? En jy skryf neer. Alles wat jy kan dink wat God vir jou doen, dan vat jy daardie ou papiertjie op jou knieë en jy sê, dankie Here vir wie u is. Dankie Here vir wat u elke dag vir my doen, wat elke dag vir my gee. U goedertierenheid is oor die hele aarde. Leer my
u insettinge. Lei my in u weë. Ag, mag ek en jy die Here aanbid soos dit waardig is. Wanneer ek daar die woord waardig gebruik, dan weet u as dit waar ek gaan vir die volgende teks quoteer. Kolossense 1 vers 10. Dat julle waardiglik voor hom mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Dat julle waardiglik voor God mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Mag u die genade van God ryklik beleef. Ons praat volgende week met mekaar oor die volgende versie. En dan ontdek ons die rykdom van uitsprake in Psalm 119, wat so min mense lees, want hy is so lank. Daarom gaan ek vers vir vers met u deur, om te sê, kyk wat mis jy. Lees net mooi raak, let net op wat jy lees. En dan bid die Allerhoogste God, want hy verdien dit. Mag die Here vir u ryklik seën, totdat ons weer met mekaar kuier. Goeiedag geliefde, die seën van die Here rus op u. Goeiedag.